Goeiemôre Suid-Afrika, 17 Junie 1400. En so 'n bietjie opdatering oor wat gaan aan daar in Iran. Nou dis nou al 3 dae nadat 'n deal aangekondig is tussen president Trump en Iran en om vrede te bewerkstellig, wat onmiddellik dan die Strait of Hormuz oopgemaak het. Ons sien intussen het die olieprys nou al geval tot by $77. Dis maar skaars $4-5 hoër as wat dit was die dag voor die oorlog begin het. So hy is amper terug na waar hy was die dag voor die oorlog begin het. Ons sien dit hier in ons petrolpryse, hoe die petrolpryse afkom hier by ons. Ons reageer baie vinniger as die res van die wêreld se nou obviously. So hopelik kom die sin ook af, maar wat ons ook sien die laaste 3 dae is eintlik lagwekkend hoe die anti-American, anti-Trump media en social media commentators, al hierdie civi kommentators wat party van hulle self-proclaimed prophets en ek weet nie wat alles nie, wat kom uit met hulle skielik is hulle experts in oorlogvoering, skielik is hulle experts in wêreldstrategie, hierdie klomp civies. En hulle kom vertel hoe Trump nie weet wat hy doen nie. Hoe hulle beter weet as wat Trump weet wat hy doen. Hoe hulle beter informasie het, daar waar hulle op hulle couch sit in Suid-Afrika met 'n selfoon en social media, hoe hulle beter weet as wat Trump en sy hele intelligence netwerk weet van wat eintlik aangaan in Iran, en hoe Trump sy naam gat maak. Dis nogal funny om dit te sien. Eintlik bietjie hartseer, want daar's mense wat hulle net glo, sommer eenvoudig glo. Toe president Trump die oorlog begin het, toe sê dit nou warmongering, Amerika gryp alweer oorlog, maar hulle kyk nie waarvoor die rede is nie. Toe president Trump die oorlog stop en 'n staakvuur bring, dat hulle begin onderhandel, hy is nou slapgat, hy kan hulle nie klaarmaak nie. Dis president Trump se skuld dat almal duur betaal vir petrol, maar niemand sê kyk wie die stryd toegemaak het. Dis nie president Trump wat dit toegemaak het nie, dis Iran wat dit gedreig het en toegemaak het. Maar nou ja, dis mos sy skuld. Nou is dit weer oop, die olieprys kom af, maar dis verkeerd, president Trump, hy weet nie wat hy doen nie. So, dis eintlik lagwekkend, hierdie kommentators. En ons sal hulle kry, hulle sal maar om ons wees en met ons wees, jy weet, dis een keer anti-American of anti-Trump is, dan maak nie saak wat gebeur nie, niks sal hulle siening verander nie. Maar nou ja, kom ons kyk wat in die werklikheid aangaan. Die olieprys kom af, petrol word minder, energiekostes word minder. Iran het nie toegang tot 'n nukleêr wapen, wat hulle wou gehad het nie. Hulle gaan ook nie toegang tot 'n nukleêr wapen hê nie. Dan kom die mense, ja, maar nou moet gaan Trump net soos Obama hulle maar betaal om nie wapen. Nou, nie 1 sent van die Amerikaanse taxpayer gaan na Iran toe nie. Nie 1 enkele sent nie. Niks. Gaan sanksies gelig word teen Iran? Ja, sanksies gaan gelig word teen Iran, hulle kan begin besigheid doen. Jy hoef nie hulle samewerking nou gee, hulle nog steeds sanksies op hulle te sit nie. Gaan ander lande invest in Iran? Ja, ander lande sal invest in Iran en hulle kan ons doen wat hulle wil. Gaan Amerika betaal vir Trump, vir Iran, vir hulle skade en alles? Nie 'n sent nie. Definitief nie 'n sent nie. Gaan Iran die Strait of Hormuz tolhek opsit? Hulle kan nie. Gaan Iran daarna net weer teruggaan en weer begin bou aan sy missiele en wapens en goedes? Nee, hulle gaan nie. Hulle kan try, want president Trump het nog steeds die een Trump-kaart wat niemand anders het nie. Die US military is in die omgewing en bly in die omgewing. As hulle besluit, hulle gaan nou, hulle koppe swaai aan die ander kant toe, dan moet hulle maar vir hulle kry, dan gaan daar weer volskaalse strikes op hulle kom. Hulle het nie meer 'n air defense system nie, hulle gaan nie een kry nie, en alles word dopgehou uit satelliete en goed het. Hulle kan ons sien as daar weer begin wapens opgebou word. As hulle sien, daar word 'n factory gebou om weer defense of ballistic missiles te bou, dan gaan die factory eenvoudig gedrop word. Dis so maklik dit is. So dis die stand van die sake op die oomblik. Vandag nog gaan president Trump 'n toespraak maak wat hy gaan miskien bietjie meer uitbrei oor die deal wat gemaak is, maar kyk vir Vrydag gaan hulle amptelik die deal sign en 10 to 1 daarna gaan president Trump anyway whatever gesign word Vrydag uitspraak maak en die mense vertel wat in die volgende 60 dae gaan gebeur. En soos ons sien,
op die oomblik speel Iran maar saam, hulle het nie 'n keuse nie, want hulle is doodgebloei. So, dis dan vir vandag, sien julle later.